Hallo almal, in hierdie video bespreek ek tipiese vrae wat jy in die eksamen kan verwag oor hierdie tweedimensionele figure in meetkunde. En ek gaan 4 voorbeelde met jou bespreek. Voorbeeld 1. Gegee is AD is gelyk aan DB en hoek C is 90 grade. Bereken die grootte van A1. Nou wat ons doen is, ons gaan kyk nou waar is A1. Hier vind jy nou vir A1. En wat gebeur daar by A1? Daar is 'n reguit lyn en daar is 'n aangrensende hoek van 140 grade. En ons het 'n stelling wat sê die aangrensende hoeke op 'n reguit lyn is supplementêr. So daarom kan ons dadelik gaan en sê A1 plus 140 grade is 180. Onthou, supplementêr beteken saam 180 grade. En jou rede is dan som van hoeke op 'n lyn. En nou gaan ons net vir A1 oplos. 180 minus 140, dis is A1 se grootte 40 grade. En die oomblik as jy die grootte het, dan skryf jy dit in op jou skets. Die volgende vraag is nou D1 se grootte. Nou waar vind ons vir D1? D1 is nou daardie hoekie daar. Hy is deel van driehoek ABD. Nou vir ons gegee is dat AD is gelyk aan DB. So dit beteken eintlik het ons dan 'n gelykbenige driehoek. So ons kan dadelik gaan en sê A1 is gelyk aan hoek B1. En wat is ons rede? Hoeke teenoor gelyke sye. En die oomblik as ons die grootte weet, dan vlieg hy in. Nou om vir D1 uit te werk, gaan ons net met die binnehoeke van 'n driehoek werk. En ons gaan sê hoek A1 plus B1 plus D1 is 180 grade. En ons rede, hoeke in 'n driehoek. Ons weet A1 is 40, ons weet B1 is 40. Dus gaan ons nou sê 40 plus 40 is 80 en ons los vir D1 op. 180 minus 80, dus is D1 100 grade en daar vlieg hy in. Die laaste vraag, 1.3, nou wil ons die grootte van D2 bereken. Nou goed, ons vind vir D2 daar. En wat is D2? Stem mee saam, D2 is 'n buitehoek, want ons het vir AD verleng en toe vorm dit 'n buitehoek. En ons het 'n stelling wat sê die buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. En die twee teenoorstaande binnehoeke is die hoekie by A1 en die hoekie by B1. So dus D2 is dan 80 grade, want buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. Jy kon ook 'n ander rede gegee het en jou rede kon ook gewees het hoeke op 'n reguit lyn. Voorbeeld 2. KLMO is 'n parallelogram. KO is gelyk aan 5 cm. So ons kan dit sommer inskryf. En K1, dis daardie hoekie, is gelyk aan hoek K2. Bereken. Nommer 1, die lengte van LM. Nou goed, dit is vir ons gegee dat KLMO is 'n parallelogram. En een van die eienskappe van 'n parallelogram is dat daar's twee pare teenoorstaande sye wat gelyk en ewewydig is. So jy kan dadelik gaan en sê LM is gelyk aan KO en KO was gegee, dis 5, en jou rede teenoorstaande sye van 'n parallelogram. Nommer 2, die grootte van K1. Nou goed, as jy nou na K1 toe gaan, dan sal jy sien daar's 'n driehoek KON. En bo op die driehoek is daar 3 streepies en al die streepies lyk dieselfde.
Dit beteken KON is 'n gelyksydige driehoek. En wat weet jy van 'n gelyksydige driehoek? Dat al drie die hoeke is 60 grade. So sien jy hoe toets hulle jou kennis van en eienskappe van al die figure. Dus kan jy net doodeenvoudig gaan en sê K1 is 60 grade, want dit is 'n gelyksydige driehoek. En die oomblik as jy die grootte het, dan skryf jy dit in. 2.3, die grootte van hoek M. Nou M vind jy hier by die parallelogram, dit is daardie hoek. En wat weet jy van 'n parallelogram? Dat die teenoorstaande hoeke is gelyk. So as ons nou teruggaan daarna K1 en K2 toe, stem jy saam, dis vir ons gegee dat hierbo dat K1 gelyk is aan K2. So dadelik kan jy dit sê, dis gegee. So die oomblik wat jy nou dit skryf, bo op jou skets gaan skryf jy nou K2 is ook 60 grade. En nou kan jy net gaan en sê dat hoek OKL, met ander woorde, K1 plus K2 saam. Hulle is 60 plus 60 is 120 grade. En dan weet jy nou dat hoek M is ook 120 grade. Hoekom? Wat is jou rede? Die teenoorstaande hoeke van 'n parallelogram is gelyk. Voorbeeld 3. Gegee die diagram. Beantwoord die vrae wat volg. Nou goed, kom ons kyk net gou na die diagram. Sien jy dat daar is eintlik baie driehoeke? Daar is 'n groot driehoek EHG. En dan is daar ook verder vir jou gegee, en dit is nou wat ek vir jou mooi wil verduidelik, is dat daardie een sytjie, JH, is gelyk aan JF. En ons kry ook, daar's 'n ander sye, HG is gelyk aan FG, met die twee streepies. Nou kom ons kyk nou na die vraag. Vraag 3.1. Identifiseer 'n vleuer en motiveer jou antwoord. Nou, ek dink dit is baie duidelik dat FGHJ, daardie is die vleuer. Hoekom? Want 'n vleuer se eienskappe is dat twee paar aangrensende sye is gelyk. 3.2. Bereken nou die grootte van hoek X. Nou, wat gebeur hier by X? X is daardie X plus 20 grade by hoek F, en by hoek H is dit 3X minus 40 grade. En stem jy saam, ons weet nou dis 'n vleuer, en daar's een eienskap van 'n vleuer, wat sê daar's een paar teenoorstaande hoeke wat gelyk is. So dadelik kan ons sê, hoek H is eintlik nou gelyk aan hoek F, né? Met ander woorde, 3x minus 40 is x plus 20. En ons rede, een paar teenoorstaande hoeke gelyk in 'n vleuer. En nou kan ons net vir x oplos. So, ons eerste werk is hierdie x loop oor en die min 40 loop oor. 3x minus x is 2x, 40 plus 20 is 60, en dan deel ons beide kante die 2 weg, en ons kry dat x is 30 grade. Vraag 3 vra, gee nou die grootte van hoek H. Nou, as ons teruggaan na hoek H, stem jy saam, hoek H was gegee 3x minus 40 grade, en ons het nou net vir x uitgewerk as 30 grade. So dus, H is 3x minus 40, ons weet x se grootte is 30, so in x se plek vervang ons 30, so 3 maal 30 is 90, minus 40, dus is H se grootte 50 grade. Voorbeeld 4. Bereken die waardes van die veranderlikes, gee redes vir beweringe. Nou goed, wat het ons nou daar? Ons het twee lyne wat ewewydig is. Ons het daardie lyn ewewydig aan daardie lyn, en dan het ons so snaakse figuur waar hierdie lyn
is ewewydig aan daardie stukkie, is ewewydig aan daardie stukkie. Dis wat ons het. So, nou kan ons dadelik begin, ek gaan so met x begin, en ek gaan sê, dat hoek x is 55 grade. En hoe weet ek dit? Want kan jy sien, daardie hoek en daardie hoek by x, hulle vorm ooreenkomstige hoeke, en ooreenkomstige hoeke is mos gelyk. So nou kan ons dadelik gaan en sê, x is 55 grade. Nou gaan ek na y toe. Wat gebeur tussen x en y? Kan jy sien dat x en y is reg oorstaande hoeke. Dis mos waar twee lyne mekaar kruis, dan kry ons reg oorstaande hoeke. So daarom kan ons gaan en sê, y is 55 grade, en ons rede reg oorstaande hoeke is gelyk. En daar vlieg hy in. En nou, as ons na z toe gaan, wat gebeur nou hier by z? Hier by z sien ons nou hierdie ander twee ewewydige lyne. En dit vorm daai u wat ek jou van geleer het van wiskunde is van. En die u beteken eintlik daar's ko-binnehoeke. En ko-binnehoeke is nie gelyk nie, hulle is supplementêr, hulle is saam 180 grade. So nou kan jy gaan en sê, hoek z plus hoek y is 180 grade, en ons rede, ko-binnehoeke supplementêr. Ons weet y is 55 grade, so jy vervang dit, en nou gaan ons vir z oplos. 55 loop oor, 180 minus 55 is 125 grade. Baie dankie dat jy na my video's gekyk het. Onthou, ek het die hele syllabus vir jou voorberei. Groetnis van my, Juffrou Pythagoras, tot volgende keer.